Vandag terwyl ek hierdie opname maak, is dit Hemelvaart. Hemelvaart is 12 die stiefkind van Christelike feesdae. Nie net omdat dit nie meer 'n publieke vakansiedag is nie, maar ook omdat dit nie gevier word op dieselfde manier as wat Kersfees en Paasfees en so aan gevier word nie. Dis nie 'n dag wat besondere klem ontvang in ons kerklike tradisie nie. Maar ek wil vandag praat oor wat hierdie dag vir ons beteken, wat Hemelvaart vir ons beteken. Jesus word opgeneem van die aarde af, hy vaar op, hy sit aan die regterhand van God, soos ons in die geloofsbelijdenis ook sê, en ons glo hy gaan weer terugkom. Maar wat beteken die Hemelvaart vir ons? En ek wil my nadenke daaraan, wil ek koppel aan 2 skrifgedeeltes. Die eerste is Hebreërs 3 vers 1, waar die Hebreërskrywer sê, daarom heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let noukeurig op Jesus, die apostel en die hoëpriester van ons belydenis. Hy sê, ons het die hemelse roeping, en ek wil op Hemelvaart praat oor wat die hemelse roeping beteken. Nou, in Kolossense 3 skryf Paulus, as julle dan saam met Christus opgewek is, want dis Paulus' oortuiging dat alles wat met Christus gebeur het, die Gees ook in ons en met ons gebeur. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge daarbo en nie die dinge op aarde nie. Nou dit klink vir 'n mens maar so half wêreldvreemd. Hemel en aarde word teenoor mekaar gestel by Paulus, en dan word daar gesê, maar ons moet nie die dinge wat hier onder op die aarde is bedink nie, ons moet die dinge wat daarbo is bedink. Hebreë brief skryf, ons het nie 'n aardse roeping nie, ons het 'n hemelse roeping, en mense kan maklik dink, dit beteken dat ek as dit ware weggeroep word van aardse dinge af, om my met die hemelse dinge besig te hou. Nou was baie mense deur die eeue wat dit ook so verstaan het, wat gedink het, Jesus roep ons weg van aardse dinge, weg van goed soos werk en huis en gesin en die gewone aardse soeg en sweet en spanninge, sodat ons kan fokus op die hemelse, op die dinge wat daarbo is, dat dit dan ons hemelse roeping sou wees. Daar was ook deur die jare baie verset hierteen gewees, dat mense goed gesê het soos, ja, Christene is so op die hemel gefokus, dat hulle eintlik vir niks op aarde meer goed is nie. En die bekende filosoof Friedrich Nietzsche het gesê, bly tog die aarde getrou. Die aarde is die plek waar ons moet woon. Ons moet nie wegvlug van die aarde en ons rug draai op die aarde en so fokus op die hemel dat ons niks doen aan die aarde nie. Ons moet aan die aarde getrou bly. Maar is dit so dat ons hemelse roeping beteken dat ons ontrou is aan die aarde? Of dat om ons die dinge daarbo te bedink en nie die dinge op aarde nie, dat dit 'n ontvlugting is van hierdie wêreld. Ek wil saam met julle kyk na wat die Hebreërskrywer sê oor ons hemelse roeping. Die eerste ding wat vir my belangrik is dat hy sê, ons is deelgenote van die hemelse roeping. Met ander woorde, dis nie 'n roeping wat ek op my eie kry, en nou hardloop ek van die aarde af weg om te fokus op die hemel nie. Dis 'n roeping waaraan ons deel. En as jy dan net verder lees, dan word dit baie duidelik, dat die een wat eintlik geroep is, die een in wie se roeping ons deel, is Jesus Christus. Jesus Christus is die geroepene. Hy is die een op wie die Vader die hand gelê het en hom geroep het. En ons deel in sy roeping. So om ons roeping te verstaan, moet ons nie in die eerste plek hemel toe kyk of aarde toe kyk of aan onsself kyk en oor onsself wonder nie. Ons moet na Jesus kyk. Let noukeurig op Jesus, sê die Hebreërskrywer vir ons, en dis iets wat hy oor en oor sê, hou die oë op Jesus, hou vas aan Jesus, sorg dat jy by Jesus bly, want in Jesus ontdek ons hemelse roeping. Dis 'n hemelse roeping, omdat dit Jesus se roeping is. Hy wat uit die hemel toe gekom het en wat teruggegaan het hemel toe, hy wys vir ons wat ons hemelse roeping is, want dit is in die eerste plek sy roeping en ons deel dit nie. Daarom is dit belangrik om ook te kyk hoe die Hebreërskrywer dan in hierdie selfde vers praat oor Jesus se hemelse roeping. En hy gee vir Jesus 2 titels. Hy noem hom apostel en hoëpriester. Nou dis die enigste plek in die hele Nuwe Testament, sover as wat ek weet, waar daar na Jesus as apostel verwys word. Meestal word na die apostels,
Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus en die ander, daar word na hulle as apostels verwys. Maar hier word Jesus apostel genoem, want dit is sy roeping. Die ander apostels deel net in Jesus se roeping as apostel. Ons deel ook op 'n manier, al dra ons nie die titel apostel nie, ons deel ook in Jesus se roeping as apostel. Nou wat beteken die woord apostel? Dit beteken doeteenvoudig een wat gestuur is. Jesus word gestuur deur God in hierdie wêreld in. Hy word gestuur om gebore te word in 'n stal in Bethlehem. Hy word gestuur om groot te word in 'n timmermanshuis in Nasaret. Hy word gestuur om die stofpaaie van Galilea te loop, om mense bymekaar te roep. Hy word gestuur in die wêreld en hy word uiteindelik gestuur in Jerusalem in die konflik van sy wêreld in. Die konflik tussen die priesters en die Romeine, die konflik waarin almal besig is om fyne magbalans te probeer hou, om die vrede te bewaar, om hulle eie posisie te beskerm. Jesus word in daardie wêreld ingestuur. Hy word in daardie wêreld gekruisig. Hy word in daardie wêreld begrawe. Sy roeping as apostel is 'n roeping om God te kom verteenwoordig tussen die mense, om die koninkryk van God vir mense te bring, met die volmag van God. Dis waarvoor hy gestuur is. En daarom doen hy sy werk as apostel in hierdie wêreld, waar hy mense gesond maak, waar hy die koninkryk, die koms van die koninkryk verkondig, waar hy mense om sy tafel bymekaar maak en saam met hulle eet, ook mense wat uitgesluit is, waar hy hulle insluit. Ja, en waar hy uiteindelik sy lydenspad loop tot in die graf, doen hy dit as 'n gestuurde van God. En nou na sy opstanding, kom hy na sy disippels toe. En hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dan lees ons daarom met die dag van die hemelvaart in Lukas 1, in Handelinge 1, vertel Lukas vir ons, dat die disippels toe hulle sien hoe Jesus opgeneem is hemel toe, opgestaan en opkyk het na die hemel, en daar is daar 2 engele wat na hulle toe kom, en wat vir hulle vra, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Jesus gaan weer terugkom. En dan gaan hulle Jerusalem toe. Soos Jesus Jerusalem toe gaan, gaan hulle Jerusalem toe. Want hulle is gestuurdes. En van Jerusalem af gaan hulle na Samaria, gaan hulle deur die hele Judea, gaan hulle deur die hele wêreld. Uiteindelik trek hulle deur die hele wêreld met die goeie nuus dat Jesus lewe, dat hy die koning is. Want soos die Vader gestuur is, vir Jesus gestuur het, so stuur Jesus vir hulle. Die apostoliese roeping, die roeping van gestuur wees, is 'n roeping vir hierdie aarde. Dit kom uit die hemel, dit kom met hemelse volmag, maar dit kom vir ons lewe hier op aarde. Dit beteken dat jy ook vandag 'n gestuurde is. Jy word gestuur, sê nou maar na jou werksplek toe, of jy word gestuur na jou dagtaak toe, jy word gestuur na jou huis toe, jy word gestuur in verhoudinge, in vriendskappe, en jy word gestuur in 'n gemeente, en jy word gestuur op 'n strate in, waar daar mense is wat honger is, waar daar mense is wat dalk op een of ander manier jou hulp nodig het. Jy word elke dag gestuur. Jy weet nooit presies wat vir jou wag op die pad waar Jesus jou stuur nie. Maar jy word gestuur as 'n getuie van Jesus, soos die Vader hom gestuur het, so stuur hy jou. En die wonderlike vir my is die feit dat ons deelgenote van sy roeping is. En dit beteken dat Jesus voor ons uitgaan. En dit is dan wat die Hebreërskrywer ook sê, ons moet ons oë op hom hou, want hy is die begin en die volëinde van ons geloof. Daar waar ons nog moet kom, daar is hy al reeds. Daar waar jy nog in hierdie dag as gestuurde moet kom, daar is hy reeds deur sy Gees. Daar waar hy van jou vra om te getuig, is hy reeds aan die werk deur sy Gees. Daar waar hy van jou vra om iets te doen, werk hy reeds deur die Gees. So dit is die apostoliese roeping, Jesus se roeping as apostel waarna ons deel het. Die tweede roeping waarna ons deel het, is sy roeping as hoëpriester. Nou moet ek onmiddellik sê, Jesus se roeping as hoëpriester is uniek. Hy is die hoëpriester, die ware hoëpriester. Hy kom nie om iets te offer nie, hy kom om homself te offer. En die Hebreërskrywer praat daarvan as die eens en vir altyd offer. Dis die offer wat eens en vir altyd ons verhouding met God regmaak. Dis die offer wat eens en vir altyd die versoening is vir al ons sonde. Daarom is daar nie nog sulke offers soos Jesus nodig nie. Ons hoef nie te offer soos Jesus geoffer het nie. Ons hoef nie te offer om ons verhouding met die Here reg te maak nie. Ons verhouding met God is klaar in Christus reggemaak. Ons hoef nie te offer om versoening te doen vir ons sondes nie. Ons sondes is klaar versoen. En tog
sê die Hebreërbrief, ons offer ook. Ons offer ook. Ons sien dit aan die einde van Hebreërs, in Hebreërs 13, waar hy skryf, dat laat ons dan deur Jesus onophoudelik, let op deur Jesus, want hy is die hoëpriester, ons deel in sy priesterlike roeping, voortdurend 'n loflied aan God bring. Dis wat die priesters gedoen het. Hulle het God geprys in die tempel en dis ons werk ook. Ons moet elke dag voortdurend 'n loflied aan God bring. Dis die vrug van lippe wat sy naam bely. So dit beteken nie dat jy heeldag moet sing nie. Ek dink nie so sleg ding om heeldag lofliedere in jou hart te sing. Maar dit beteken dat waar jy gaan, bely jy die naam van Jesus. En jy bely dit met wat jy sê, maar jy bely dit ook met wat jy doen. Want in die volgende vers lees ons, jy moenie versuim om goed te doen en om mededeelsaam te wees nie, want God het 'n behaag in sodanige offers. Ons offer nie soseer aan God nie. Ons offer deur onsself te gee vir die Here, ja, maar ook vir ander mense. Ons offer deur mededeelsaam te wees. Ons offer deur te doen wat goed is. Eintlik, so sê die Amerikaanse teoloog Robert Farrar Capon, wat nou al 'n hele klompie jare lank oorlede is, hy sê eintlik is dit 'n terugkeer na ons oorspronklike roeping as mens, hierdie roeping om priesters te wees van offer. Hy sê wat die oorspronklike roeping van die mens was 'n priesterlike roeping, om dit te ontvang wat God vir ons gee, om dan daarmee te werk. Ons as beelddraers van God bewerk en bewaak hierdie skepping. Ons doen iets met die skepping, maar om dit dan weer terug te bring na God toe en dit aan hom toe te wy. En dan ontvang ons dit weer uit sy hande. Dit wat ons vir God teruggee, is meer as wat ons ontvang het, wat ons het iets daarmee gemaak. Ek kry my lewe uit God se hand, ek ontvang dit, ek maak iets van my lewe, en dan gee ek dit vir God terug. Maar dit wat God dan weer vir my teruggee, is meer as wat ek vir hom gegee. Dis 'n ewige sirkel van gee. En Capon sê dit is die roeping van die mens, die roeping waar die mens misluk het, want ons het hierdie sirkel gebreek. En nou sê hy, in Christus is hierdie sirkel weer herstel, want hy het eens en vir altyd die volmaakte offer gebring, wat die sirkel weer herstel. Maar nou kan ons met ons onvolmaakte menslike offers weer in daardie sirkel gaan lewe. Ons ontvang alles wat ons het en is uit die hand van die Here, ons werk daarmee, ons doen iets daarmee, ons gee dit vir die Here terug. Ons sê, Here, deel ons uit, deel dit wat ons is en het, met ander mense, soos U wil en waar ons wil. Dit is ons priesterlike roeping, wat ons doen as deelgenoot aan die hemelse roeping. 'n Roeping wat ons hier op aarde vervul. Nou wat bedoel Paulus dan as hy sê, bedink die dinge daarbo en nie die dinge hieronder nie? Om die dinge hieronder te bedink, beteken dat jy dink vanuit die gebreekte sirkel. Dat jy dink, dit wat ek kry is myne en ek hou dit met my en ek deel dit met niemand nie. Ek moet vasklaar wat ek het en ek wil dit nie laat gaan nie, want ek weet nie of ek weer gaan kry nie. Dit is 'n denkwyse van ek het te min, ek het te kort en ons kompeteer met mekaar, ons beklei mekaar oor die bietjie wat daar is. Om die dinge daarbo te bedink, is om vanuit 'n hemelse perspektief oor die aardse dinge te dink. Om te dink, ek ontvang altyd weer, ek kan altyd weer iets maak met wat God vir my gee, maar daarom kan ek ook altyd weer gee en laat gaan, want God sal weer vir my gee. Dis om in 'n ander soort ekonomie te dink oor die lewe. Om die dinge daarbo te bedink, is om anders te lewe in jou verhouding hier op aarde. Kom ons bid saam vir die seën van die Here. Here, U het vanoggend weer vir ons lewe gegee, het ons oë oopgemaak, het kon opstaan, het ons lewe uit U hande ontvang. Nou kom gee ons lewe in U hande oor. Ons bely dat ons aan U behoort en nie aan onsself nie. Ons bid dat U ons sal vorm, dat U ons sal maak, dat U ons sal lei op die pad, en dat U dan weer vir ons, soos wat U ons vorm, soos wat U ons meer maak, as wat ons nou is, sal gee verander, en dat U ons sal lei om onsself en dit wat ons het en is, met ander te deel. Amen.